Die Weskaap is soos 'n mooi vrou. Sonder moeite steel sy harte. In die hart van haar oorvloed lê landbou. Dit wat die dorpe se drome warm hou. Op hierdie padreis verken ons die rykdom, al die pad tot in die Oeverberge, waar Nampo Kaap dit vier. Van veld tot fees. Ons is nou al 2 weke op die pad en in die veld en nou is dit tyd vir die fees. Hier is ons, amptelik by Nampo Kaap. Daar is soveel om te doen, dit is nog baie vroeg, maar ons weet die boere is baie vroeg aan die gang. So binnekort gaan hierdie plek wemel van die mense. Goeiemôre. Dankie, kan ek my even die vat? Yes, dankie. Daar is heel wat om te sien en doen hier op Nampo Bredasdorp. Inkopies, mekanisasie, toerusting, lekker eetgoed, die diereskou, maar eers blomme. Eksotiese blomme soos die van Adien is nou een ding, maar ons eie inheemse blomme en ons nasionale protea, baie spesiaal. 'n Koelerboks is nie net 'n koelerboks nie. Dit is jou metgesel op 'n roadtrip. Hier agter my is 'n internasionale byeenkoms van pensteek en dis Suid-Afrika wat kompeteer teen Australië en dit lyk ongelooflik tegnies. Op pad hierheen het ons 'n draai gaan maak net buite Durbanville by Koos Blankenberg. In Suid-Afrika, dit is 'n land waar daar 'n klomp goed verkeerd gaan, maar ons as landbouers en produsente het die voorreg en die voordeel om in die natuur te kan werk en ons moet daai ingesteldheid, daai positiewe ingesteldheid moet ons elke dag gaan uitoefen en toepas in alles wat ons doen. Julle is nou al oor 100 jaar, 111 jaar hier op Klipheuwel, met die melkery, die graankomponent, en hier terwyl ons wegkruip vir die weer, is ons darm tussen al julle tegnologie. Hoe het die tegnologie byvoorbeeld oor die afgelope 50 jaar so verander? En kyk, die verandering in tegnologie afgelope 50 jaar was enorm geweest. Soos wat jy vandag 1200 koeie kan melk en met tegnologie kan jy elke koe individueel bestuur. So kan jy jou graanlande, sê hektare, feitelik individueel bestuur, want jy het al die klomp inligting wat jy bymekaar kan maak. En as ons dan vir die regte persoon gee en dit reg gaan na kyk, dan kan ons besluite neem om ons produktiwiteit en ons effektiwiteit te verbeter. Met soveel verskillende vorms van tegnologie, of dit nou masjinerie is of databestuur, die tegnologie wat ons nie kan sien nie. Hoe belangrik is finansiering vir julle met so groot bedryf? Kyk, die probleem van landbou vandag is dat ons lewe in 'n wêreld waar landbouprodukpryse eintlik stabiel bly. Ons insetkostes bly op 'n stygende traject oor jare en dit hou nie op nie. So finansiering om so 'n besigheid aan die gang te hou is van kardinale belang. Soos wat ons nou op ons roadtrip is af Nampo Kaap toe en met boere gesels, praat ieder en elkeen van daai insetkoste knyptang. Dis nou maar oral vir almal 'n probleem en daai mark is raak met al hoe kleiner en meer onderdruk. Hoe beplan julle dan julle vooruitgang? Hoe lyk daai toekomsprentjie? Ek dink dit gaan alles oor om beter te bestuur. Dit gaan oor produktiwiteit en dit gaan oor effektiwiteit. En dan gaan dit oor die ou gesegde wat sê om te meet is om te weet. En dit is nog 'n ding wat rekenaars vir ons opbring. Rekenaars het vir ons
in staat gestel om data wat jy oor jare op 'n plaas bymekaar gemaak het, te gaan neersit op 'n plek en waaruit jy dan gemiddeldes goeders kan kry en jy kan lyne gaan trek om te kyk waarna toe is ons op pad. So al daai goed speel 'n rol. Ons sê altyd, die Engels sê ons die judge sit in September of die regter sit in September. Dit beteken maar dat September net kardinale belang is vir reën en vir hoe groot die oes gaan wees. So ons het 'n oes wat, en ek wil nie negatief wees nie, maar hy kan maklik 20 of 25% van sy potensiaal verloor as dit nie in September gaan reën nie. So in September, hierdie volgende 3 weke, 3,5, 4 weke is van kardinale belang en het 'n groot invloed op die omset per hektaar op die ou end. Maar ons moet gaan seker maak dat ons insette bly binne daai perke. September is 'n baie belangrike maand vir julle, maar ek dink om die stres van September 'n bietjie weg te vat, is daar darm Nampo Kaap om na uit te sien. Ja, nee. En jy het gesê jy was nou onlangs by 'n skou in Amerika. Ja. Tref bietjie daai vergelyking tussen 'n Amerikaanse landbouskou en ons Nampo. Om so min of meer 'n idee te gee, ons ontvang by Nampo so net oor die 80,000 mense oor 4 dae dink ek. En hulle ontvang ek dink 250,000 mense oor 3 dae. So dit was vir my nogal 'n ding gewees om te sien hoe hulle die mense hanteer, want daar was verskriklik baie mense. Maar ek kan met trots sê dat ons skoue, die Nampo konsep, is vir my as besoeker meer aanvaarbaar. Net omdat ons variasie by ons skoue het. Ons het diere ook by ons skoue, hulle glad nie diere daar nie. En dan het ons allerlei plaasgoed wat jy kan koop, wat hulle nie het nie. Ons het byvoorbeeld die patente kompetisie en sekere tipe goeders wat ons skoue eintlik uniek maak. So ek dink ons as Afrikaners kan trots wees op ons skoue en dit laat 'n mens uitsien om Nampo Kaap te gaan bywoon volgende week. Die Blankenbergs boer al meer as 111 jaar hier op Klipheuwel met 3 geslagte wat vandag hier woeker. Met 'n to-do-lysie langer as wat daar ure in die dag is, gaan ons hulle los om aan te gaan terwyl ons so lank aanstaltes maak na die volgende stop op ons epic roadtrip. Op die lang pad na Nampo Kaap het ons ompad gery na die Sandveld. Hierdie area lyk dalk dor en ongenaakbaar, maar steeds kry boere dit reg om nuwe lewe uit hierdie grond te bring. Ons is 'n baie noue familie eintlik op die plaas. My werksmense is deel van ons hele bestaan hierso en die natuur is vir my 'n baie spesiale deel van my lewe. So ek sal graag so wil boer dat die natuur na my kan aangaan en die mense na my ook. Monique, wat is jou gunsteling aardappelgereg en wat is jou gunsteling manier om 'n aardappel gaar te maak? By my gaan dit eintlik meer oor veiligheid. So dis veiliger om my uit die kombuis uit te hou. My vriende spot my al as ek aardappels kook, dan brand ek dit. Ek raak besig en dan gee pat ek uit die kombuis uit en dan ruik iemand dit brand nou. Ja. Daar's 'n beautiful storie oor hoe jy jou man ontmoet het oor 'n bakkie klap waar jy vir hom aardappels verskaf het. Vertel ons 'n bietjie meer. Hy het my gekontak en gesê hy wil graag vir iemand 2 sakkies aardappels gee. Hulle het nie nou nie, so het ons dalk. Toe sê ek nee, ons het nie, maar ek kan vir jou in die hande kry. En hy het die Saterdagoggend hiernatoe gekom en hy het sy 2 sakkies aardappels kom haal en hy was amper laat vir sy afspraak en ons het so lekker gesels. En die res is nou eintlik maar geskiedenis. Dit is as gevolg van die 2 sakkies aardappels wat ons 'n goeie vriendskap ontwikkel het en nou getroud is. So aardappel is nie juist romanties nie, maar hy kan romanse uitlok. Ja, dit kan. Dit kan definitief. Hoe lank vat dit? Want ek dink baie min verbruikers weet dit. Van dit 'n moer in die grond ingaan tot daar aardappel op iemand se bord is. Dit hang af. Jy kry langer groeiers en korter groeiers, maar so gemiddeld van 3-4 maande van plant tot oes. En hoe werk julle seisoen? Roteer julle? Hoeveel keer plant julle in 'n jaar? Hoe lyk dit? Ons plant 3 keer 'n jaar. Op die stadium is dit Februarie, Junie en Julie. Ons het 'n 6 jaar rotasie. Die gemiddeld in die Sandveld is so 4 jaar.
maar ons het besluit ons wil dit so doen. Ons wil graag kyk na die grond en seker maak dat ons nie die siektes opbou in die grond nie, daarom verkies ons dit so. Ons hele land is waterarm, maar mens kan dit sien, die Sandveld te meer so. Hoe bestuur julle watergebruik om seker te maak dat elke druppel tel? Water in die Sandveld is soos bloed in iemand se are. Sonder water is ons niks. So ons het regtig waar al baie navorsing gedoen hoe om water reg en goed te bestuur. Ons moet ook in die somer veral vir wind besproei. So ons het die pakkette op spulpunte verander dat dit groter druppels gooi sodat die wind nie die water kan wegwaai nie. Ons gebruik weerstasies met weervoorspellings en byvoorbeeld die verdamping te kyk, so jy weet presies wat op 'n gegeewe dag gebeur het en jy besproei daarvolgens om nie oor te besproei nie. Wat is 'n aardappelboer se grootste uitdagings? Want landbou het soveel uitdagings, daar's soveel risiko's wat bestuur moet word, maar dis 'n bietjie anders afhangende van waarmee jy boer. So, hoe lyk dit vir julle? Ek moet sê, party daar sit 'n mens en dan dink jy by jouself, hoekom doen ek dit? Dit is regtig waar 'n verskriklike groot risiko. Die insetkostes van aardappels is baie hoog. So sou daar 'n fout kom, dan verloor jy regtig waar baie geld. So ek dink insette is maar ons grootste uitdaging en dit raak heeltyd meer en jy kan dit nie aan iemand toedeel nie. Jy kan nie sê okay, my uitgawe is R10, die verbruiker moet nou R15 betaal nie. Ons is prysnemers, so in 'n oorvol mark soos op die huidige stadium, dan sukkel dit om terug te kry wat jy ingesit het. Dink jy Suid-Afrikaners besef hoe bederf hulle is om weet dit pretty much reg deur die jaar vars aardappels op die rakke te kry, want dit gebeur blykbaar nie oorsee nie. Nee, blykbaar nie. Ek het gehoor in Kanada byvoorbeeld oes hulle een keer 'n jaar en hulle berg dit op en hulle bemark dit heel jaar. En ja, ons is gewoond aan vars aardappels. So ek dink ons is nogal bederf en ons besef dit miskien nie. Dankie Monique, is so lekker om jou te ontmoet en 'n bietjie van julle storie te hoor. Baie dankie. Net soos elke ander plaasbesoek was daar geen tekort aan inspirasie by Monique nie. Maar nou terug hier by die Nampo skougronde en John Deere se standplaas is altyd 'n hoogtepunt. Hier is ek nou. Lukas, vertel my 'n bietjie wat's nuut hier op julle standplaas, die skouperde wat julle hierdie jaar launch. Annie, baie dankie. Ja, natuurlik is dit vir ons altyd 'n groot voorreg, jy weet, om by 'n Nampo te wees. En dis 'n een plek waar ons naby die boere is en ons kan regtig konnekteer met die boere. Soos vroeër die jaar by Nampo het ons natuurlik ons 9RX 830 bekendgestel en dit is amptelik die grootste produksietrekker in die wêreld. En ons is trots om te sê dat die trekker het 'n eienaar gekry. En so ons het hom ongelukkig nie hier nou by Nampo Kaap nie, maar ons is baie tevrede sover die werkverrigting. Ons sien beter brandstofverbruik, ligter op diesel. Ons sien wyer implemente, asook vinniger werk en dit is presies wat boere van ons verwag het. En ons is regtig baie opgewonde om te sê die trekker voldoen 100% aan ons verwagtinge. Eintlik oortref ons verwagtinge. So en ons het die goeie nuus vandag gekry dat hy sal beskikbaar wees met 120 duim spasiering en 36 duim tracks. En dit is ook 'n eerste vir ons. En dit is van vandag af gaan dit beskikbaar wees en dit is presies wat boere ons gevra het. En as jy kyk die kort tyd wat ons dit gevat het om dit goedgekeur te kry, het ons voorwaar die fabriek aan ons kant en John Deere wêreldwyd weet om seker te maak dat ons boere toegerus is met die nuutste tegnologie. Wat is van daardie nuwe verwikkelinge in die tegnologie want ons weet dit ontwikkel teen 'n ongelooflike vinnige pas. Weet dit staan nooit stil nie. En as jy kyk die geld wat ons daagliks investeer, weet ek dink oor die $7 miljoen per dag word in navorsing en ontwikkeling gesteek. En ten spyte van dat die mark wêreldwyd vir toerusting af is, jy weet in Amerika is dit tot en met 30% af. Ten spyte daarvan gaan ons meer geld hierdie jaar spandeer as wat ons laas jaar gespandeer het. So dit wys jou net hoe krities belangrik dit is. Weet ons kyk na ons nuwe stroper ook wat ons hier tentoonstel. Jy weet die tegnologie, die kameras, die satellietbeelde wat die stroper gebruik om homself te stel. So dit maak jou meer produktief, meer winsgewend. Sover die toetse wat ons gedoen het, is boere baie tevrede
En ons sien dit in die bestellings wat ons het op ons nuwe stroopers. Dit ouens soek die tegnologie want dit maak 'n verskil op die einde van die dag op hulle besigheid. Ons het jare terug het ons 'n leser gehad wat gesê het technology that pays. En ek dink dit is die verskil wat ons doen. Ja. Natuurlik, julle klere reeks, julle speelgoed op baie populêr met die mense wat Nampo bywoon en my sussie het vir my opdrag gegee. Ek moet vir haar 'n pet terugbring. Sal jy my help om die beste een te kies? Verseker. Kom ons gaan. Aan die begin van elke episode van Veld tot Fees word ons gemesmerise deur Mesmerai van Pietman Geldenhuys. En wat 'n voorreg was dit nie om saam met hom en sy gitaar te kon kuier. Pietman, ons is hier by Hoër Landbouskool Boland. Dis jou alma mater. Is landbou net maar deel van jou geskiedenis en dit dat jy nou nog steeds betrokke is of het dit op 'n dieper manier in jou hart ingekruip? Kyk, ek kom uit 'n baie klein dorpie uit Prins Alfred se Hamlet. So dit is 'n landbougemeenskap, boerderygemeenskap. So dit was nog altyd op my kaarte, maar hoe ek hier beland het, is ek het so 'n bietjie voor ek geweet het ek het aandag afleibaar, het ek gekil op my aanlegtoetse. En dit het net vinnig ingevul en toe sê hulle vir my jy moet in 'n landbourigting gaan en dis ook hier beland het, maar toe werk dit uit for the better. So ja, ek dink dit was nog altyd deel van my kaarte en as iets so toevallig gebeur en mense is lief daarvoor. Jy's musikant, aanbieder, storieverteller, liedjieskrywer, jy skryf vir ander mense liedjies. Hoe sit die verskillende klomp kunste in mekaar en is daar 'n element van landbou wat inkruip in daai kunste in? Ek dink uit die aard van die saak skryf mens oor wat jy sien en wat jy ervaar en wat jy beleef. So ek vat byvoorbeeld 'n liedjie soos Reën, kom direk uit die landbou uit want ons het dit ervaar, die droogte hierso. Ek sou sê die landbou beïnvloed mense skryfstyl juis omdat mense saam met die mense leef en ek praat nou nie van harde kole nie. Ons het wingerdstompies hierso. En kreef. En kreef. Pietman, jy het ook al nou baie boere ontmoet oor die jare. Is daar 'n spesifieke bedryf of 'n storie of 'n tema wat vir jou uitstaan en wat jou net bietjie tot stilte gebring het en gesê het, "Jesus, maar daarin sit ongelooflike lesse vir ander mense." Ek sou sê die hardwerkendheid en die almal se pogings om altyd by iets uit te kom, eerder as om te sê, nee, kom ons vat 'n ander roete. Maar ons vindingrykheid of die boere van Suid-Afrika se vindingrykheid is oortref, ek wil amper sê, oral in die wêreld. Daar is die mense wat so vinnig buite die boks moet dink, want ons staan voor politieke uitdagings, finansiële uitdagings, die infrastruktuur, Eskom, al daai tipe dinge bring baie groot uitdagings teweeg en daarvoor kan mens net jou hoed afhaal vir die boere en dankie sê en gee vir my 'n mielietjie. So ja, my oë het oopgegaan vir die vindingrykheid van ons landbougemeenskap. Pietman, ons moet ook vir jou dankie sê, so gepraat van dankie sê, want jou musiek het ons vergesel op ons roadtrip so ver en ons geniet dit verskriklik. Ek is baie bly en ek is dankbaar dat die musiek op 'n ander manier ook blootgestel gaan word aan mense en ek het van die lirieke weggehaal, daar's net instrumentele gedeeltes, so ek is bly julle hoef nie die hele tyd na my stem te geluister het. Wat is 'n besoek aan die Weskaap sonder 'n besoek aan 'n wynplaas? Ons is hierso by Weltevrede in Bonnievale. Die wingerde is wel op die oomblik 'n bietjie kaal, maar oor 'n maand of 2 lyk dit heeltemal anders hier. En intussen is die kelders darm vol.
Die Oeverbergstreek het heelwat om te bied in terme van uitstappies. Eienaardighede, winkels, eetplekkies, skildermooi plekke en natuurlik geskiedkundige besienswaardighede. Die foto's is om die roadtrip te onthou. De Mond is 'n 954 hektaar kusnatuurreservaat geleë tussen Anniston en Struisbaai. Dis een van die laaste ongerepte riviermonde aan die Suid-Afrikaanse kus. En dit slaan jou asem weg. De Mond is 'n toevlugsoord vir seelewe en seevoëls, terwyl die blomkarakter oorheers word deur kusplante groei wat wissel van duinmelkhoutwoude tot soutmoerasse wat wemel van lewe. Vir die natuurliefhebber is dit 'n moed. So 45 minute se ry van De Mond is die klein dorpie Elim, wat in Augustus 1824 deur Duitse sendelinge as 'n Morawiese sendingstasie gestig is. Bybels gesproke is Elim die plek waar die Israeliete gerus het nadat hulle die Rooi See oorgesteek het. Dit was 'n plek van koel waters en palmbome. In die Kaap was Elim ook 'n toevlugsoord, 'n plek van veiligheid, aanvanklik vir die inheemse Khoi-mense en later vir honderde behoeftige vrygestelde slawe. By die kerk is die oudste werkende horlosie in Suid-Afrika te sien. Hier is ook 'n slawemonument en 'n werkende watermeule waar koring steeds gemaal kan word. En hier is ons nou by Lagallus of Kaap Agulhas, die suidelikste punt van Afrika waar twee oseane mekaar ontmoet. Daar word geglo dat die Portugese reeds in die vroeë 1400s Kaap Agulhas ontdek het, alhoewel Bartolomeus Dias eers in 1488 die fonds geëien het. Kaap Agulhas is 'n Portugese naam wat Kaap van Naalde beteken, so vernoem omdat Portugese seevaarders opgemerk het dat die ware noord en magnetiese noord hier perfek in lyn was. Hierdie kusdorp het 'n nogal diverse erfenis as gevolg van die skipbreek-oorlewendes van verskillende nasionaliteite wat uiteindelik hier gevestig het. Die vuurtoring hier is ook die tweede oudste werkende vuurtoring in Suid-Afrika. Rondom Nampo Kaap en die Oeverberg is daar 'n oorvloed natuurskoon en weerervarings. Die enigste ding wat altyd te min is tyd. Maar gelukkig is ons môre weer terug met nog 'n ryk veld tot feesdagboek vol landbou en leefstyl inspirasie.